walk by the liberty, here he says, I walk by the liberty. I walk by the liberty. I walk by the liberty. I walk by the liberty, here he says, I walk by the liberty. I'm good for the place now.
Dankie Jesus, dankie Here. Dankie Vader. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. En ons dankie Here vir die goedheid, vir die guns, vir die liefde, vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, Here. Lieflike Heilige Gees, kom nou binne in hierdie plek. Kom raak manne aan, kom raak vroue aan. En kom bedien ons uit die troonkamer van God nou vanoggend. Ons dank U. En ons ontvang dit nou. Liefdevolle Vader, almagtige God. Dankie Here. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Dankie Jesus, dankie Jesus. Ja, is daar kinderkerk? Kindertjies kan uitbeweeg kinderkerk toe. Goed. Loof die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vir julle 'n stuk lees, terwyl, dis vandag Vadersdag, né? En terwyl ons aan aanbidding is in my oë is toe, sien ek duidelik 0.4. Baie duidelik, né? En ek kry binne in my hoofstuk 4. Ek hoor hoofstuk 4. Dis waarvoor daai 0.4 is. Ek vat spontaan my Bybel en ek maak hom oop. En ek kyk af en ek sien 4. Romeine 4. Op Vadersdag wil die Here iets sê. Kom ek lees dit vir julle. Romeine 4 vers 1 sê, wat sal ons dan sê, het Abraham, ons vader, na die vlees verkry? Vraagteken. Het ons Abraham, ons vader, na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo. En dit is hom tot geregtigheid gereken. Nou staan hier, maar aan hom wat werk word die loon nie na guns toe verreken nie, maar na verdienste. Aan hom wat egter nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Ek gaan net tot daar gaan, ek gaan die hele stuk deur lees nie. Ek gaan wel van vers 17 af verder vir ons lees. Hoor wat staan hier. Soos geskrywe is vers 17, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak. Voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. En hier kom die rede hoekom Abraham die vader van die geloof geword het. Dit is nou baie interessant dat hierdie nou alles op Vadersdag gebeur, hè? Dat die Here wys my die 4, hy wys my, maak oop, hoofstuk 4 sal dit wees, toe ek oopmaak is ek op hoofstuk 4, en het gaan oor Abraham die vader van die geloof. Hy het teen hoop, julle, hoor gou hierso, vaders moet iets aan hulle kinders oordra, het julle dit geweet? Het jy geweet, jy kan 'n vader van sonde wees?
As jy jou kind leer deur hoe jy optree, hoe lewe jy in sonde, word jy vir jou kind die vader van sonde. Het jy dit geweet? Ja, want jy dra iets oor. Jy dra hoe om in sonde te lewe en hel toe te gaan oor na jou kind toe. Of jy kan die vader tot geregtigheid vir jou kind word. Deur jou leefwyse vir jou kind te wys. Hoe 'n mens 'n goddelike lewe leef en God soek, dan word jy vir jou 'n kind 'n vader tot geregtigheid en die ewige lewe. Watter een wil jy wees? Abraham het vir ons 'n vader van die geloof geword, vir my en jou. Nou hoor hier. Hy het, julle hier is so mooi gestel, hy het teen hoop, op hoop geglo, dat hy vader sal word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Hoe sou sy nageslag gewees het? Wat was die belofte van God aan Abraham? Nommer 1, jy sal wat hê? Kom aan julle ken die Bybel. Jy sal 'n seun baar. Nie jy sal hom baar nie, jou vrou sal, maar okay. Jou vrou sal 'n seun baar. Okay. Alright, goed. Jy sal 'n seun hê, maar sonder Abraham kon Sara nie die seun hê nie. Okay. Jy sal 'n seun hê en jy sal die vader van baie nasies wees. Maar hy het geweet binne in Sara is dit al dood. En 'n ou man van sy ouderdom, nou weet hy nie of hy meer 'n kind sal kan hê nie. Né? Maar hy teenhoop, ek wil hierdie by julle plant vanoggend, want dis wat ek en jy moet hê. Né? Hy het teenhoop, op hoop geglo, dat God dit wat dood is, lewendig kan maak. Die vraag is, glo jy dit? Julle kom aan. Teen hoop op hoop. Teen hoop op hoop. Dit beteken, ou maat, maak nie saak wat hierdie wêreld getuig nie, maak nie saak wat hierdie wêreld sê is dood nie, en maak nie saak wat hierdie wêreld sê kan nie. Hy sê, God wat sê kan, en dis hoe dit sal wees. En ek gee nie om wat mense sê nie. Ek meen, Sarah het gelag toe sy hoor sy gaan 'n kind hê. Daar word gesê sy gaan 'n kind hê, toe lag sy daaroor. Julle luister gou hier. Het sy die kind gehad? Al het sy gelag. Al het sy nie geglo nie, want sy het nie geglo nie. Haar man het geglo. En dit is hom tot geregtigheid toegereken, en Abraham het die vader onder God Christus Jesus van ons almal geword. In die geloof. Net as jy in die geloof is, as jy nie vir die onsienlike glo en vir die onmoontlike glo en in Jesus Christus wat opgestaan het glo nie, is jy nie een van die kinders van Abraham nie. Dis hoekom ek vir julle gesê het, julle, die geesband is baie sterker as die bloedband. Die geesband is baie sterker as die bloedband. Okay. So, God kom, hierdie kom nou uit die hemel uit, julle weet dit, né? Ek meen, dis nie in my notaboek nie. Nee, ek is besig om te bid en wys, begin die Here my syfers wys. Die Here sê vir my, gaan maak jou Bybel oop, ek wil jou iets wys. Op Vadersdag kom God die Vader, né? En hy wys ons die Vader van die geloof, né? Om iets in ons te plant. Mag God oor jou 'n Abraham tipe van 'n geloof wakker maak. En weet jy wat is dit? Jy glo dat die onmoontlike moontlik is. Jy glo dat kan nie, is kan. En dan begin jy volgens dit praat en jy begin volgens dit beweeg. Kan nie, is kan. Dis gewoonlik, baie suksesvolle besigheidsmanne het hierdie gesindheid binne in hulle. Kan nie, is kan. As mense sê kan nie, dan sê ek sal jou wys. Kom aan julle. Dis gewoonlik die suksesvolle mense in die lewe. Maar het jy geweet, jy kan dit aanleer?
En dit kan deel van jou word. Moenie sommer net kan nie aanvaar nie, hoor. Okay, ek gaan ietsie uit my lewe getuig, okay. As 'n masjien in ons huis breek, kom ons sê dis 'n klitser. En ek vat die masjien en ek begin hom strip. Nee. Ek was baie suksesvol. Maar ek gaan jou sê hoekom. Ek kom nooit weer reg. Alleen as 'n paar tools hier op die binnegoed al aan die kant maar hy draai. Nee, hoor gou hierso. Dan sê Sanne me hierdie ding. Sy sê as ek daai ding neersê en hy stikkend. Ek sê hy stikkend, dan weet sy hy's regtig stikkend. Hy's regtig stikkend, ja? Want sy weet dit ek gee nie sommer moed op nie. Ek werk vir daai ding tot hy werk. So sy sê as ek kom neer en julle weet julle wat ek wil hierdie ding in julle inplant. Dis wat Abraham gehad het. Hy het nie opgegee nie. Hy het nie sommer net sy geloof, ag nee, hierdie gaan nie werk nie, ja, laat val hy dit op die grond nie. Kry 'n Abraham hart binne in jou, 'n Vader Abraham hart binne in jou, né? Wat sal vashou aan die beloftes van God en wat sal deurdruk en sê God wat kan. En al getuig miljoene om jou 'n nee. Dan sê jy, kom ons kyk. Ek weet wat my God kan doen. Hoor julle as jy dit in jou het, God wil die Abraham hart wil geloof binne in jou plant en jy sal 'n kind van Abraham genoem word. Het jy geweet Abraham, jou kinders sal wees soos die sterre van die hemel en soos die sand van die see. Het daai belofte in vervulling vir Abraham gekom. Hoe? Uit sy nageslag? Nie sy fisiese nie. Hulle kan getel word. Die fisiese kan getel word, alhoewel dit moeilik gaan wees, want hulle is nou baie. Nee, die geestelike. Hoe julle die geestelike kinders van Abraham, nee, het deur die geloof meer geword as die sterre van die hemel en die sand van die see. En raai wat, hulle vermeerder nou nog dag vir dag. Dag vir dag, soos wat mense in die koninkryk inkom. Ek wil vir jou vra, is jy 'n kind van Abraham? Ek wil vir jou vra, is jy uit die Heilige Gees gebore? Ek wil jou vra, is Abraham jou vader in die Gees? Ek bedoel natuurlik onder God die Vader. Nee, is hy jou vader in die Gees? Ek wil vir jou vra vanoggend, is jy die nageslag van Abraham? En hierdie boodskap kom nou uit die troon van God uit. Amen. Amen. Dankie Here. Goed. Ek gaan nie afkondigings doen nie. Kyk, prys die naam van die Here. Engel het baie hard aan dit getik, jammer Engel. Maar ek gaan nou aangaan hierso. Alright, goed. Vadersdag. Ek wil 'n bietjie met ons praat vanoggend. Terwyl ek in my bidkamer is vanoggend, het jy 'n bidkamer? Ek as jou geestesvader hier in die huis, onder Abraham, onder Jesus, onder God. Nee, hoor gou hier. Vra vir jou, het jy 'n bidkamer? En as jy sê nee, dan vra ek vir jou vra, hoekom nie? Het jy nie geweet dit is waar lewe uitvloei nie? Het jy 'n afsonderingsplek, as jy dan nie 'n bidkamer het nie? Het jy 'n afsonderingsplek? As jy nie 'n bidkamer het nie, moet jy 'n afsonderingsplek hê. Het jy 'n boom in die berg? Dis 'n afsonderingsplek. Ek ken sekere mense, hulle gaan vir 'n stappie. Maar dit kan 'n afsonderingsplek vir jou wees. Want terwyl jy loop, praat jy met jou God. Dit is so uiters belangrik, okay? As 'n Vader in die Gees vir jou vandag. Dis waar lewe lê en dis waar die antwoorde lê. Amen. Amen. Right, goed. Nou, wat soek 'n pa by 'n kind? Ek gaan 'n paar goed noem, dan kan jy vir my nog goed bynoem, okay?
Hoor gou hier. Wat van 'n dankie? Paas, hoeveel keer het jy vir jou kind iets uit jou hart uit gedoen en daar was nie 'n dankie nie? En wat sou die dankie nie vir jou beteken het nie? Hoe groot is 'n dankie, julle? Wat soek 'n pa by sy kind, 'n vader van sy kind af? Wat van 'n dankie, julle? En as ek nou paas moet oproep hier en vir hulle vra, hoeveel het 'n dankie by jou geweeg toe jou kind vir jou sê, pappa, baie dankie pappa. En wat van waardering? Waardering. Wat soek 'n pa by 'n kind? 'n dankie en waardering. Papa, dankie, ek waardeer so baie. Weet jy wanneer weet 'n pa, nadat sy kind het iets waardeer wat van hom gekom het, wanneer hy die tweede keer terugkom en hy sê weer dankie. En wanneer hy die derde keer terugkom en hy sê, sjoe papa, hierdie beteken so baie vir my. Nee, dankie papa. Kom aan pa, as jou kind daai derde keer kom, en moenie vir hom sê, moenie weer vir my dankie sê nie, jy het nou genoeg gesê nie. Want ons doen dit. Moenie dit doen nie. Jy maak sy dankie dood. Jy maak sy waardering, haar waardering. Jy maak haar waardering dood, moenie dit doen nie. Nee, sê elke keer, ag kom hier my kind, dis sommer 'n plesier. Vang jy daai kind, jy druk hy kind. En jy bou iets dieper en dieper en dieper en dieper binne in jou kind in. Wat jou kind na haar kinders toe gaan oordra. Nee, 'n dankie. Hoor hierso, ek het hierdie nie in 'n artikel gaan oplees nie, hoor. Ek doen nie sulke goed nie. As julle my nie ken nie, ek doen nie sulke goed nie. Ek bid, ek gaan by God in, dan kom die goed. Hierdie kom uit die hart van God uit, hoor. Hierdie het in 'n bidkamer gekom. Hierdie is belangrik. OK, hoor gou hier. 'n dankie en waardering. En toe skryf ek hier. Want in dankie en waardering is liefde. In dankie en waardering is die betoning van liefde. Elke ouer smag daarna. Jy weet, toe ek 'n klein seentjie was, toe ons daar by Keurboomstrand by die see, en my pa staan hier langs my en ons is besig hier om 'n vuurtjie te maak, ons gaan 'n vleisie braai. Nee, nou as jy so hier in die grondpaadjie afgaan, gaan jy tussen deur die bome, dan is so 'n winkeltjie daar. Haal my pa, ek kan nou nie onthou hoe groot was die geldstukkie nie, maar kom ons noem dit 'n R5, maar in daai tyd was dit nou nie R5 nie, R5 was 'n noot. OK, maar in elk geval, gee hy my 'n silwer muntstuk. Hy sê vir my, hierso, dis joune. Ek kyk so, ek kon dit nie glo nie. Ek kyk so, papa? Nee, papa, ek sê nee, dis te veel. Nee, hy sê vir my, dis joune. Ek kyk so, ek sê, rarig papa, hy sê, dis joune my seun. En ek staan daar en dan kom so trek op my hart. Nee, en ek weet nie, en dit het nie oor die geld gegaan nie. Dit het gegaan oor die liefde wat uit my pa se hart uit na my toe kom, julle. Nee, hy sê, gaan winkel toe, gaan koop vir jou ietsie, sê hy vir my. Ek onthou nog hoe loop ek op daai paadjie winkel toe, dat ek daai geld nie wil uitgee nie, want dit is te kosbaar vir my. Julle, ons moet hierdie ding leer. Leer hierdie ding. Wys vir jou ouers liefde deur dankie en waardering. Want so wys jy vir hulle, jy is lief vir hulle. Amen. Dis wat 'n pa soek. Dit is wat ouers soek.
Nee. So 'n kind soek, 'n ouer soek eintlik, hoor gou-gou hier. 'n Ouer soek eintlik om deur sy kinders liefgehê te word. Ons is almal kinders. Ek ook. Nog net een van my ouers lewe. Nee. My pa is oorlede. Maar ek wil iets vir julle sê. 'n Ouer soek om deur sy kinders liefgehê te word. Kinders. En nou praat ek sommer met die vaders. Hulle is al, ons het hier, al die kinders, onder die kinders is daar oupas. Oumas. Paas, maas en kinders. Ons het almal teenwoordig vandag. 'n Ouer wil deur sy kinders liefgehê word. Dit tel vir 'n ouer meer om deur sy kind liefgehê te wees as om deur ander mense liefgehê te wees. Kom aan julle. Jou pa, kinders, jou pa het nodig om jou liefde te voel. Verwerping. Ek wil gou praat oor verwerping op hierdie oomblik. Hierdie is bitter baie belangrik. Julle, ons praat nou familiesake. Sê, antwoord my gou-gou. Hoeveel kinders het hulle ouers in 'n ouete huis gestop en van hulle vergeet? Hoeveel? Baie? Baie? Te veel. Wat ervaar daai ouers in die ouete huis wanneer hulle nie meer van hulle kinders hoor nie, wanneer hulle kinders nie meer sien nie? Wat ervaar hulle? Verwerping. Ervaar hulle is weggegooi. Hulle ervaar hulle is weggegooi. Julle luister gou hier. Het julle geweet verwerping is een van die dodelikste geestelike dinge wat mense doodmaak en mense laat wegkwyn sodat hulle sterwe. Verwerping. Want uit verwerping uitkom verwyd. En dan, hoor nou hier, word jy kwaad wanneer hulle jou verwyd. Wie hou van verwyd? Enigiemand, as iemand jou verwyd. Ja, jy doen nie wat jy moet doen nie, jy kom nie hier nie, nee, ek tel nie vir jou nie, nee, ek is nou maar sommer in niks. Wie hou daarvan, as iemand dit met jou doen? Daai verwyd kom uit seer. Daai verwyd kom 10-1 uit verwerping. Verwerping kom uit, ek tel nie meer in die lewe nie, ek is eenkant gestoot. Gou vir jou sê, hierdie seker een van die belangrikste dienste wat jy in jou lewe nou hoor. Hoe baie tel dit vir Jesus dat ons vir die ouer mense, of die wese en die weduwees, die wese en die weduwees en die ouer mense, hoeveel tel dit vir die Here dat ons hulle liefde en aandag moet gee? Hoe swaar gaan dit by God weeg, wanneer jy eendag voor hom staan, oor hoe jy jou ouers hanteer het? Julle, ekskuus, ek wil nie verwyd vanoggend nie, maar hierdie is goed wat ons moet hierdie goed hoor. Ons raak so deur die lewe ingesuig, praat ek waarheid. Suig die lewe ons in, gebeur die dinge vinnig om ons. Is tyd kosbaar, is tyd so bitter min, dat jy het nie tyd nie, jy kan nie na jou ma toe gaan nie. Jy kan nie, daar's nie tyd nie. Jy kan nie eers by die goed uitkom wat jy nou by moet uitkom nie. Julle luister gou hierso vir my, né? Die lewe gebeur en ons vergeet mense en veral ou mense.
maak jou vader en jou moeder se afgetrede lewe 'n prioriteit. Dit is die wil van God. Dit is die wil van God. Woord van die Here sê, ek praat nou sommer uit my hart uit, woord van die Here sê, hy wat sy moeder uit sy huis uitsit, uitgooi, dit sal hom tot 'n skande gereken word. Dit sal hom tot 'n skande gereken word. Julle, ek wil nou nie goed op jou sit nie, maar die boodskap wat ek wil oorkry na jou toe, moet jou pa en jou ma en jou ouma en jou oupa nie vergeet nie. En weet julle, terwyl die Here vanoggend in die bidkamer met my oor hierdie goed praat, hoekom maak ons nie in ons kerk ons ouer huis besoekspan nie? Jy sonder 'n oggend in die week af, en jy wees deel van die ouer huisspan. Dit is mense wat nie jou pa en ma is nie, maar hulle is ouers wat in ouer huise sit, by wie se kinders nooit meer by hulle kom nie. En jy gaan gee liefde. Sal jy daarvan hou om deel van so iets te kan wees? Nou gaan hoor by die Here, as dit vir jou moontlik is, laat ons daai ding in plek kry. Amen. Is daar behoefte vir dit? Is die liefde van Jesus Christus? Mag jy dalk 'n siel red in die proses? Amen, amen, amen. Julle amen. Julle, hoor gou hierso. 'n Pa wat soek by 'n kind om deur sy kind liefgehet te word, want ek weet julle wat, dit is so die verskil. Ek gaan julle nou uit my lewe gou iets getuig. My ma's nou nie hier nie. Ek dink sy voel nie so lekker vanoggend nie. So ek sal net by haar hoor, maar hoor gou hier. My pa het altyd vir my ma gesê, bel vir Wally. In die middel van die dag. Dan sê sy hoekom? Dan sê hom my moet hier na toe kom. Dan sê my ma, hy kan nie, hy's besig. Hy het allerlei goed aan. Dan sê my pa, nee, hy's net hier iewers in die omgewing. Sê vir my moet hier na toe kom. Hy moet gou kom koffie drink. Julle, dit het uit my pa se hart uitgekom. En ek het probeer om soveel as moontlik daar te stop. Nou, maar vandag, dat hy nie meer hier is nie, is ek spyt ek het nie meer nie. Ek kan myself skop, ek is spyt ek het nie meer nie. Gaan ek wil vir julle met my hele hart sê vandag, julle, hierdie is die hart van die Here. Ons lewe gaan nie oor onsself nie, maar oor ander rondom ons. En waar ons mense met liefde kan gaan bedien. Julle, die blydskap wat jy gaan ervaar wanneer jy dit doen, wanneer jy verskil in iemand anders se lewe gemaak het, julle, en blydskap gebring het. Julle, ek wil vir julle vandag sê, as ons hierdie ding gaan doen, ek sê vir julle, daai ou mense gaan so bly wees, of dalk is jou ma nie afgetree, nie in 'n ouer huis nie, sy soek nog steeds jou liefde. Hy, jou pa, daai pa van jou, jy weet, hy's nog sterk, hy het 'n bulderende stem, jy weet, daai pa, jy weet daai ene, hy maak dinge gebeur. Net so 'n klein haartjie. En hy wys dit nie. Maar hy kry binne-in baie seer. Hy voel ook verwerp, daai pa. Jy sien, jy weet daai macho pa? Jy weet daai sterk pa? Daai pa wat die dinge maak gebeur en hy's in beheer in sy lewe voor en alles. Sy hartjie is net so groot. Glo my. Vra my. En wanneer hy deur sy kinders verwerp voel op een of ander manier, is dit 'n dieper wond as wat enigiets anders hom kan gee. Al is jou pa hulle nie afgetree nie, gaan besoek hulle in liefde. En maak moeite om by hulle uit te kom. Dankie Here. Moenie jou ouers vergeet nie. Toe sê die Here vir my, nou gaan jy 2 skrifgedeeltes lees, net nadat jy hierdie gegee het. En die eerste een is 1 Korintiërs 13 vers 4, kom ons gaan na hom toe.
Het julle hom. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is lankmoedig. En ek gaan vir julle sê, hoekom sê ek so? Ja, want ons is ongeduldig. Nee, ons is verskriklik ongeduldig. Ek het nie tyd nie, ek moet nou gaan. Weet julle wat is een van my kom ek sê julle sommer my fout. As ek al by my ma kom, dan kom ek, want ek wil by haar uitkom, ek wil gou 'n koffie drink, maar dan sê ek 3, 4, 5, 6 keer vir haar, mamma, ek moet ry, mamma, ek moet ry, mamma, ek moet gaan. Nee, en nou mamma, nee, laat ek julle gou 'n ding van mamma vertel, nee. Sy het se kande met hoeke aan haar vingers. As jy eers daarin is, jy kom nie daar uit nie. Sy hoef jou, hoor gou hier, hoekom? Julle hoor gou hier, ons mense is ons mense. Jou kind is jou kind, jou ma is jou ma, daar's 'n familieband, en die liefde wil mekaar vashou en nader trek. So ek moet my gewoonlik wegskeur as ek daar gegaan het, maar aan die ander kant weet ek tog ook waaroor dit gaan. En sy verstaan ook dat ek het 'n besige lewe. Maar kom ons maak tyd, kom ons wees 1 Korintiërs 13, die liefde, vers 4, die liefde is lankmoedig. Die liefde is lankmoedig. En dit is in wat ons mekaar lief het in die gesin. Dan sê hy, en vriendelik. Nie, ja man, nee, daar gaan jy af. Die liefde is vriendelik. Laat jou ma by jou lankmoedigheid en vriendelikheid ervaar. Tyd vir haar. Jou pa. En hierdie is 'n groot ding, op hierdie Vadersdag wil ek hierdie ding sê, 'n pa is mos sterk, 'n pa het 'n bulderende stem, 'n pa het spierkrag, 'n pa is die beskermer van die familie, kom aan julle, is 'n pa die beskermer van die familie, kom aan, hy is, hoor gou hier, en daarom dink jy hy is alright, en ek gaan vir julle geheim gesê vanoggend, hy is nie so, altyd so, alright nie. Hier diep in sy hart nie. Die liefde is lankmoedig, die liefde is vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek, hierdie een, soek nie sy eie belang nie. Ons moet teen hierdie een waak, julle, ons is so besig om ons eie sukses en ons eie belange te jaag, dat ons ander om ons vergeet. Kom ons gaan hê lief. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie en reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. En hoor hoe mooi is hierdie. Ek so lief vir hierdie vers 7. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dit bedek alles. Ek wil onder bedek alles wat jy iets vertel. Nou gaan kuier ek en Sannemie vir ouma Soes, sy's nou al oorlede, maar as ons daar kom, dan trek ouma Soes weg, dan begin sy die ou stories vertel, en sy geniet elke oomblik, en dan sê, dat is het nou al die 5de, 6de, 7de keer, dat ons het hoor, 10de keer, dan sê ek, rarig ouma, dan sê sy ja, en dan vertel sy, dan sê ek, wow, ouma, dis wonderlik, dan sit ek daar by ouma, en ons kuier, dis Sannemie se ouma. In elk geval, hoekom doen ek het? Ek geniet die genot wat sy kry, terwyl sy dit vertel. Al net so weet, ek sê nie van, nee, ouma het my al die storie vertel nie. Nee, ouma vertel my. Dan vertel ouma. En dan kom die volgende een, en dan kom die volgende een, en dan kom die volgende een. Dis liefde. Julle, dis liefde, dis omgee.
Julle hoor gou op hierdie Vadersdag, wat 'n familiedag is, wat 'n omgee-dag is, wat waarde aan mekaar heg, né? Julle, ons moet tyd maak vir mekaar en moenie die ouer mense stil maak wanneer hulle jou 'n ding weer vertel en sê, maar het my dit al vertel nie. Julle, dis 'n dolk in die hart. Dis 'n dolk in die hart, moenie dit doen nie. Geniet dit saam met haar. Laat sy dit weer vertel. Moenie worry soveel oor die storie nie. Geniet haar genieting om dit te vertel. Is dit nie waarheid nie? Hè? Amen. Amen. Julle, kom ons doen dit. Goed, 1 Korintiërs 13. Dan gaan vir my na Galasiërs 5 toe. Die vrug van die Gees. Julle, ons gaan hierdie, kom aan. Wie wil 'n gesonde gesin hê? Hæ? Kom ons steek op jou hand. Jy wil hê jou gesin moet gesond wees. Amen. Wie wil hê jou mense moet deur jou liefgehê gevoel wees? Kom aan, steek op jou hand. Jy wil jou mense moet voel hoe lief is jy vir hulle. Amen. Wil jy nie my te veel lief hê nie, soepsappig. As jy jou vandag moenie juicy soepsappig geraak nie. Ek soek dit nie. Praat met my. Weet julle wat? Dit stoot af. Maar wanneer ons die vrug van die Gees op mekaar in die gesin teenoor ouma en oupa, pappa en mamma, boetie en sussie, kinders, pa en ma, nou hoor gou hier. Hy sê in Galasiërs 5 vers 22 en die vrug van die Gees is liefde. As ek jou net een opdrag gee, gaan jy dit reg kry. Gaan huis toe, gaan jy vir pappa lief. Gaan hy hom lief. Druk hom. Druk vir pappa. Nee, hou hom bietjie vas. Gooi vir hom 'n koelrankie. Skep vir hom 'n lekker bord kos op. Nee, gee dit vir hom, né? Weet jy wie gaan die lekkerste voel? Jy. Dit is so lekker om dit te doen en daai liefde te gee, né? Want die vrug van die Gees is liefde, blydskap. Né, blydskap. Min mense besit blydskap, julle weet dit, né? Blydskap, julle, né? Laat daai liefde met 'n blydskap kom, né? En dan vrede. Beoefen om vrede in jou huisgesin te hou en onder mekaar te hou met mekaar. En dan 'n lankmoedigheid, en dan 'n vriendelikheid, en dan goedheid, en hierdie is 'n kwaliteit. Ek weet nie of julle so ver kan sien nie, maar as jy nou so mooi kyk daar, dan sien ek het met so dik oranje streep daar in my Bybel. Getrouheid onderstreep. Wie hou van getroue mense? Hulle is daar vir jou. Hulle is daar vir jou. Nee? Hulle stel belang. Nee? Hulle doen wat hulle moet doen. Hulle is daar vir jou. Getrouheid. Maar kom ek maak getrouheid my kwaliteit in my eie gesin ook. Nee? O, geniet 'n mooie. Sagmoedigheid. Julle sagmoedigheid. Nie hardheid nie, sagmoedigheid. Sagmoedigheid. En ek gaan iets vir julle sê, die manier wat jy praat het baie te doen met dit. Stemtoon. Kry net jou stemtoon reg en dan sien jy kom alles reg. Wie weet dit? Kry net daai stemtoon reg. Ek kan vir jou, kom sê ek vra vir jou nou vir koffie, né? Dan sê ek vir jou, né? Gee my daai koffie. Kom, ek wag nou vir my koffie. Daai persoon se hart word as 'n klip in hom vir jou koffie. Maar kom ons sê jou stemtoon klink so. Gee asseblief vir my die koffie. Hoe word daai persoon se hart nou? Ek wil dit vir jou doen.
want dit klink vir my asof jy my liefhet. Dit klink vir my asof jy my liefhet. Julle, die vrug van die Gees moet ons veral, ons sal die vrug van die Gees baie keer daar buite demonstreer, maar in ons eie huise, dan val die houe op die mense. Nee, ons trap hulle, ons is ongeskik, ons het 'n harde stemtoon, ons grind hulle. Nee, jy grind die wat die naaste aan jou is gewoonlik. En jy is veronderstel om vir hulle lief te wees. So die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Woe, daai ene, en dit tyd so, hierdie ratreis van ons, nee, alles moet in 'n jiffy gebeur, nee. Ons kry, wat kry? Kids koeldrank, kids koffie, kids melk, wat's nog kids? Kids jy? Weet jy hoekom? Alles moet tja. Daar's die tyd vir lankmoedigheid, geduldigheid, vriendelikheid en liefde in die man. Laat dit goed net gebeur en klaar kry, alright? En of jy nou in die Gees bloei nadat ek met jou klaar is, ek kan nie worry nie. Julle luister gou hier. En die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid. Goedheid. Getrouheid, sagmoedigheid. En hier kom die ander een, selfbeheersing. Here wys vir my dat ons moet regtig, julle luister hierso. Ek is nice teen mense daar buite, maar ek is nie altyd so nice teenoor my vrou nie. Ja. Waar is my vrou? Vroukie, is tyd dat jy moet getuig. Nee, julle, kom ons wees eerlik. Wanneer iemand naby jou kom, dan ontmoet hulle partykeer jou doringkies. Is dit nie? Ons almal soos kaktusse. Nee, sulke doringkies wat baie keer so om ons is. Nee, op 'n afstand is dit mooi en alles is okay. As jy naby kom, mag ek jou dalk. Die Here wys my gisteraand in 'n droom. Ek gaan nie die hele droom vir julle gee nie. Ek gaan net hier sê, ek het met die Here gepraat oor 'n sekere saak. En in die droom, toe wys die Here vir my so klein skerpioentjie. Gisteraand, net gisteraand. En alles was so mooi en reg. Nee, en skielik sien ek maar, ek staan hier kaalvoet en ek sien die skerpioentjie. Ek gaan so. Ek sê, wag, jy moet pas op, ek moet nie daai ding trap nie, hy sal my steek. Ek droom het gisteraand, né? En toe sê ek in die droom, hoor jy, die brand van die gif van die klein skerp, daar was 'n groot ook wat ek eenkant gesien het. Ek sê, die brand van die gif van die klein skerpioentjie is net so erg soos die grootte. Ja, praat die Here met ons vandag, julle. Ek weet dit is Vadersdag vandag, nee, maar dink julle hierdie preek is nodig vanoggend? Kom aan julle, kom aan, ons kan nie ons ou mense vergeet nie, ons kan nie ons paas vergeet nie, ons kan nie ons maas vergeet nie, ons kan nie ons mense om ons, jy kan nie jou vrou vergeet nie, man, vader, jy kan nie jou vrou vergeet nie, jy moet vir haar tyd maak en jy moet vir haar liefde gee. 'n Vrou, vaders, ek wil gou net vir julle hierdie ding sê, 'n vrou floreer op aandag en liefde. Sy floreer op dit. En 'n man buig so vir 'n vrou met 'n sagte, liefdevolle hart. En dis 'n feit. My vrou het al vir my gesê, as jy met 'n harde stem met my praat, dan slaan my hart toe. Julle weet julle wat, ek wil op hierdie Vadersdag, weet julle wat, daar's soveel goed daar buite wat die familie afbreek. Daar's soveel goed wat seer maak. Nee, daar's soveel goed wat net wil vernietig. Miskien net 'n paar goed vandag, eina, iets, eina. Maar dis
Dit is as die steek van 'n inspuiting wat goeie medisyne insit. Dit gaan gesondheid bring daarna. En omdat ek julle so bitterlik lief het, wil ek vir julle sê, nee, praat mooi met mekaar. Hanteer mekaar met sagtheid en liefde. Gee, die liefde soek nie sy eie belang nie. Dit gaan nie oor my nie. Maar dit gaan, hoe voel jy? Hoe voel jy? En wat kan ek verander om vir jou dit beter te maak? Wat kan ek verander om dit vir jou beter te maak? Dan begin ons omgee. Weet julle wat? Vaderskap is beskerming. Vaderskap is beskerming. Ek wil sê, moederskap is beskerming. Ouerskap is beskerming. Nee. Baie keer kom lelike mense en aanvallende mense uit ouerhuise waar hulle verbrysel was. Seer gemaak met skerp tonge geslaan is as kinders en toe word hulle wat met hulle gebeur het. Dit wat hulle gehaat het, het hulle geword. En daarom het ons God so nodig met sy Heilige Gees, met hierdie dinge soos die vrug van die Gees, want terwyl hierdie boodskap kom, is die Heilige Gees teenwoordig vanoggend in die kerk, en hy raak aan, en hy sê vir daai persoon, jou ongeduldigheid moet jy, weet jy wat, jy moet geduldigheid leer, en vir die ander een, jy het te min liefde in jou, nee, en jy kan nie so skree op ander nie, nee, hoor jy, en hy praat, en hy werk, en hy maak gesond in hierdie huis, en dan julle uit hierdie gesonde gesin, en hierdie liefdesverhouding, uit hierdie huis uit, dan begin daar gesonde kinders om jou kom, en kinders word aangeraak, en 'n liefde kom oor daai kinders, en daai kinders wat vol gepomp is met die liefde, beweeg uit, en begin ander mense buite, met dit wat hulle binne gekry het, begin hulle ander aanraak, julle, en 'n godsgenerasie begin opstaan, julle, 'n goddelikheid begin opstaan, amen, julle amen, wil ons verander in hierdie dinge wat ons vanoggend gehoor het, kom ons gee om vir die oues, kom ons vergeet nie, kom ons veroorsaak nie verwerping nie, kom ons, laat nie oor verwerping in ons lewens heers nie, maar wanneer jy verwerp word, moet jy volwasse begin wees, om dan uit te reik in liefde na hulle toe, wat jou verwerp, nie hulle verwyd nie, julle hoor gou die verwydstoot weg, verwydstoot mense weg van jou af, moenie ooit verwyd nie, jy dink jou verwyd help, jou verwyd maak die gaping groter, tussen jou en jou geliefde. Jy kan nog sê wat jy sê, nodig het om te sê, ek wil hê julle moet hierdie hoor, met liefde, nie met verwyting nie. En dan, liefde is aanneemlik, verwyting is afstootlik. Hoor gou hier, harte gaan met verwyt toe. Maak nie saak wat jy sê nie, maak nie saak hoe moeilik dit is vir die persoon om dit te hoor nie. Wanneer iets met liefde gesê word, gaan harte oop. En dan gaan dit diep in, en dit maak 'n verskil. Amen. Amen. Goed. Dan gaan ek afsluit met iets wat Jesus vir ons kom sê het. En dit was die Vader wat deur hom gepraat het. Johannes 14. Julle hoor gou hierso, voor ek hier aangaan, was hierdie boodskap nodig om te hoor? Kom aan, julle was dit nodig om te hoor. Voel jy, weet jy wat? Ek wil verander na dit wat ek gehoor het vanoggend. Jan, voel jy wil verander na wat jy gehoor het vanoggend? My vriend, weet jy wat? Vat hierdie preek. Hy is op Facebook. Nee? Gaan luister hom vir my so 10 keer oor. Maar ek waarborg jou, jy sal verander wees. Maar dink jy ek praat net met Jan?
Nico, wat van jou? Nou, hierdie een is op Facebook, dis 'n live uitsending. As jy hierdie goed hoor van liefde en hoe jy ander moet toemaak en dit begin deur jou kop spoel. Wie het geweet die brein het paaie? Het julle geweet? Amen. Die brein het paaie, julle. Die brein het paaie. Soos wat goed herhaaldelik deur jou gaan, sny hy 'n pad. Hy sny 'n pad, hy sny 'n pad, hy sny 'n pad. Waar vloei die water? In die paadjie. In die paadjie. Hoekom moet ons preke soos hierdie oor en oor en oor en oor en oor hoor? Julle luister gou, want dan gaan daar 'n pad gesny word in jou, né? Wat jou outomaties, jy gaan nie eers hoef te probeer nie, in hierdie goed begin laat vloei. Amen. Okay, nou. Jesus het vir ons op hierdie aarde. Ek het hierdie vanoggend, julle, toe ek opstaan, toe hoor ek hierdie. Toe ek tande gaan borsel, toe hoor ek hierdie. Toe ek koffie maak, toe hoor ek hierdie. Toe het ek nog nie gesit nie, né? Toe ek gaan sit en ek begin myself gereed kry, toe hoor ek hierdie. Jesus kom om vir sy kerk iets te sê. Ons Vader in die hemel stuur 'n boodskap na my en jou toe. Amen. Julle hoor gou hier. Hy sê hier in Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Ja, dit maak my opgewonde. Dan sê hy, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ons is geskeur. Ons is geskeur tussen hierdie wêreld en die ander wêreld. Ons is geskeur tussen geliefdes, sommige nog in hierdie wêreld, ander in die ander wêreld, roepend na my en jou, om te kom na die huis van ons Vader. In die huis van ons Vader is daar baie wonings, julle. In die huis, Doranda, van jou Vader is daar baie wonings. Van daar word na jou geroep. Weet iemand al in die dood afgestaan? Steek gou op jou hand. Iemand wat naby jou is, aan die dood afgestaan. Amen, amen. Ons is geskeur. Van die ander staan in die hemelse heerlikheid, né? En hulle sê eintlik, Vader, as hulle net kan sien wat U hier vir hulle voorberei het. Hulle sê, Vader, hulle sal nooit die dinge doen wat hulle nou doen nie. Hulle sê, Vader, hulle sal net daar wil wees. Julle, ons het 'n goeie Vader. Sy naam is God. Jesus het gesê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Julle, en luister jy, ons is op pad soontoe. Ons Vader het gesorg. Ons Pa, ons hemelse Vader, ons Vader, hy het vir ons gesorg. Hy sê, daar's baie wonings. Hy sê, en Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hierdie is my so mooi. Hoor die liefde, ek wil hê, jy moet wees waar ek is. In die hemel, in die heerlikheid van God, in jou hemelse woning, jou hemelse woning. Joune, het jy geweet jy het 'n hemelse woning? 'n huis. 'n huis in die hemel, julle. Jy het nog nooit in jou lewe so iets gesien nie. Né? Kyk, daai broer Andrew van my, né? Laat ek julle nou 'n ding vertel. Ek kan sien hoe juig hy daar waar hy is. Kyk, die Here het in drome en gesigte en visies gewys, hy het dit gemaak. Né? So ek het 'n sekerheid vir Andrew. Né? En luister nou hier. Ek kan hom net sien
Andrew was altyd baie lief vir mooi goed. Hy sê so saam met jou stap, dan so klein, julle so klein blommetjie, mooi blommetjie, so groot, né? Hierdie groot, julle weet Andrew was 'n muscle man, né? Okay, dis groot ou, né? Daai klein blommetjie, dan sê hy altyd vir sy, "Waar kyk jy jou?" Hy sê, "Chickie, gaan hy." Hy sê, "Hier, kyk daai blommetjie." Hy sê, "Hier, kyk hoe mooi is hy." Nou kan ek hom in die hemel imagine, dis al daai blomme. Dis al daai boy. Julle luister gou hier so. God die Vader op Vadersdag wil vir jou sê, ek het vir jou plek berei, en jy het 'n huis. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Is nie een weeskind in hierdie hele kerk nie. Nie een nie. Tensy jy ongered is, dan jy 'n weeskind. Ja, amen. Jy's 'n weeskind as jy ongered is. Jy het nie 'n hemelse Vader nie. Julle luister gou hier. Jou pa, jou Vader, wat jou liefhet, sê vir jou, daar's baie wonings waar ek is. Ek het 'n huis vir jou berei. Ek roep na jou deur my Heilige Gees. Kom na jou Vader se huis toe. En ek wil nou nog ander skrifte ook gelees het, maar die tyd gaan my nie toelaat nie, so ek gaan afsluit net met hierdie. Die Heilige Gees roep na jou. Elke dag en elke oomblik. Om na die wil van God te leef. Om te kom na jou vaderland. Julle weet dat die woord van die Here sê in die boek van Hebreërs sê hy, daarom skaam God hom nie om jou God genoem te word nie. Het jy geweet God skaam hom nie om jou God genoem te word nie? Net as hy sê jy na 'n vaderland verlang. God sê ek skaam my nie om jou God genoem te word nie, as jy na 'n vaderland verlang, 'n hemelse Jerusalem. ‘n hemelse Jerusalem. So ek sluit hierdie Vadersdagdiens vandag af, om vir jou te sê, jy het 'n Vader wat in die hemel is, wat so getrou is, dat hy sy Heilige Gees uitgestuur het, Bertus na jou toe, Doranda, na julle kinders, Sonja, om geduldig deur te roep en te weerklink binne in jou, om 'n verlange te stimuleer, dat binne in jou uit sal roep, o Here, ek kan nie wag, nou dink ek aan Marie, Here, ek kan nie wag om in die hemel te kom nie, julle weet mos tannie Marie, sy sê, ag nee, ek is nou moeg vir hierdie plek, ek moet nou hemel toe gaan, sy sê vir ons so, as die Here kom, is ek kon. Dis hoe sy dit sê, julle hoor gou hierso. As jy na 'n hemelse Jerusalem verlang en stimuleer dit binne in jou, dink gereeld daaraan, roep na die Here, hunker na die hemel, dan sê ek vir jou, sê God, skaam ek my nie om jou God genoem te word nie. Dan kom Jesus waar hy sê in Johannes 14, as ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek om julle te kom haal. Kom ons maak ons so toe, ek wil graag 'n gebed vir ons doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun,
My God, my Vader, ons Vader, dankie vir 'n boodskap soos hierdie een van vanoggend. U het vir ons 'n hemelse Jerusalem berei. U het vir ons 'n hemelse stad berei. U het vir ons huise in die hemel het U vir ons berei. U roep deur die Seun, U roep deur die Gees, U roep deur die Woord. Here, kom na my toe. Ek verlang na julle my kinders. Ek wil elke een van julle by my hê. Ek is julle Vader. Julle is my kinders. Ek kom om te kom haal wat aan my behoort. Vader, ons dankie. En ons ontvang dit nou so in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Halleluja. Prys die naam van die Here Jesus Christus. Aanbiddingspan kan maar vorentoe kom. Nico, het jy 'n woord? Ek het dit gevoel, Exodus 20 vers 12, moet ook in daai van by waar pastoor gesê het, die mense gooi hulle ouers weg. Ja. Hy sê, eer jou vader en jou moeder. Okay? Dat jou dae mag verleng word in die land van wat die Here vir jou, God vir jou gegee het. Sheikh, amen. En deur ons ouers weg te gooi, hoe eer ons vader en ons moeder? Daar breek ons klaar die eerste gebod. Ja. Amen. Amen. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Baie dankie, Nico, hoor. Dankie. Julle en nou. Kom ons gaan na ons huise toe en ons plekke in dit, en ons gaan maak mekaar met liefde toe. Behandel mekaar met liefde en met die sagtheid van die Heilige Gees, en kom ons bou verhoudings en moenie jou pa en jou ma op hierdie dag vergeet nie. Amen. Okay, hulle het vergeet om vir Anushka te roep, né? So hulle het haar net gou gaan roep, hoor. Amen. Kom ons begin, sy kan inval. Sy kan inval. OK. Alright, kom ons staan julle, ons gaan lekker saam sing, ons gaan die kollektemandjies omstuur, en ons gaan vir mense geleentheid gee, om in die werk van die Here te saai, soos wat die Here op hulle harte gelê het. Amen. Van konings, hy is die Here, oor almal, namens Jesus Christus, Heiland, Here, sing vir hom 'n lied. Hy is die koning van konings, hy is die Here oor almal, namens Jesus Christus, Heiland, Here, sing vir hom 'n lied. Krag, wonderbare krag, in die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag, in die dierbare bloed van die Lam. Here sy die Lam, Here sy die Lam, het sy bloed gestort vir my. Dat ek nooit sal verdwaal, daar is krag in Jesus bloed. Die koning van konings, hy is die Here oor almal, namens Jesus Christus, Heiland, Here, sing vir hom 'n lied. Koning van konings, hy is die Here oor almal, namens Jesus Christus, Heiland, Here, sing vir hom 'n lied. By julle lewe nie, hy maak by julle lewe nie, hy maak by julle lewe nie, Here Jesus, hy maak by julle lewe nie, 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 Here Jesus, hy maak by julle lewe nie.
Amen. Hoor eens, ons gaan hom weer sing, net omdat ons 'n fout gemaak het. Nee, dis nie hoekom nie, ek terg. Hoor gou hierso, né? Toe ons by daai gedeelte kom, hy maak my hele lewe net. Is dit nie voor? Nou, toe tref dit my so, en dit is iets wat ek wil hê, en dit is iets wat ek roep deur die Heilige Gees, om binne in my te gebeur. Amen. Amen. Nou so, sing hom, hy is die koning van konings, sommer van daar af, en dan, hy maak my hele lewe net. Van konings, hy is die Here, oor almal, namens Jesus Christus, Heiland, Here, sing vir hom 'n lied. Hy maak my hele lewe net. Hy maak my hele lewe net. Hy maak my hele lewe net. Jesus, hy maak my hele lewe net. 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 Here Jesus, hy maak my hele lewe net. Koning van konings is die Here oor almal, namens Jesus Christus, Heiland, Here, sing lied. Jesus Christus, Heiland, Here, sing vir hom 'n lied. Halleluja! Sit gou so 'n oomblik toe. Ek wil iets vir julle sê. Sit gou, sit. Nou is ek ongeduldig, het nou vinnig gebeur. Hoor gou hierso julle. Terwyl ons so sing, hy maak my hele lewe net. Sorry Anushka, moet jy by jou kinders wees? Sorry. Okay. Hoor gou hier. Wie het al 'n stinknuwe kar gekry? Hand op. Kom nou. Wees nederig en steek op jou hand. Okay, hoor gou hierso, né? Terwyl ons dit sing, kom dit by my. Is daarom al lekker, né? As jy hom so oopmaak en jy het al daai reuk gevang, né? Dis 'n lekker nuwe kar. Hoe lank bly dit so? So rukkie, né? En dan? Al hierdie woorde nou uit my mond uit. Hoor gou hierso julle. Maar wie was al vervul met hierdie, hy maak my hele lewe net, die vervulling van die blydskap van die Heilige Gees, en het dit ooit oud geword? Het dit ooit nie meer lekker gevoel nie? Wanneer daai blydskap so borrel en so deur jou bruis. Het dit afgeplat en nou is daai blydskap nie meer lekker om te hê nie. Nou as jy vervlou in die Here, dan gaan jy vervlou, ja, maar as jy die oomblik as jy weer regtrek en daai blydskap is in jou, dan is hy 100% weer daar. En dit bly die beste plek om jou ooit in te bevind. Ek wil nou vir julle sê, ek is al 42 jaar wedergebore. En ek spring soos 'n klein seentjie hier voor op en af. As gevolg van 'n innerlike blydskap, van 'n liefde wat in my bruis. Nee, vir 42 jaar julle. So kom ons bly in hierdie blydskap van sy liefde. Want die Here, ons Vader, ons God, hy maak my hele lewe net. Amen. Goed. Kom ons steek ons hande uit, ons gaan bid, ons gaan vir die Here dankie sê. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Ons wil vir U so baie dankie sê vir U bonatuurlike bronne van voorsiening wat U oor hierdie gemeente gee. Here, om hom te dra, om hom deur te trek, Here. O Vader, Here, om vir U huis te sorg, Here, my God. Ons sê vir U so baie dankie. Dankie vir die grootheid van die guns, van U liefde, Here. Vader, seën elke gewer, Here. Raak hulle harte aan, o alomsiende God, alles wetende God, Here,
alles teenwoordige God, wat elke mens in die diepste van sy wese ken. Dankie, dat U altyd daar is vir ons, so mooi sorg vir ons. U is waarlik ons Vader, en U voorsien in elke omstandigheid. Ons verlang, Vader, om na U huis te gaan. In Jesus se naam. Amen. Mag julle 'n geseënde Vadersdag verder hê, 'n lekker Vadersdag ete en 'n geseënde dag in die Here. Amen. Amen. Okay. Halleluja.